Prys Here, Golgotha se liefde was genoeg vir my en jou vermoere. Golgotha se liefde. En Golgotha se liefde was genoeg vir my. Golgotha se liefde was genoeg vir my. Golgotha se liefde was genoeg vir my. Oh,
Maar weet jy dat Christus het vir ons 'n teken nagelaat in die graf? 'n bewys dat hy weer gaan terugkom. Jy weet die doeke waarin hy toegedraai was, het op 'n hoopie gelê. Maar sy kopdoek was mooi netjies opgevou gewees. En aan die kop geplaas. Jy weet, daardie tyd was daar 'n gebruik gewees dat as die meester van die huis aan tafel sit en hy staan op en hy vat sy napkin, sy servet, weet en hy vrommel dit op en hy gooi dit so op die tafel. Dan het die dienaar van die huis geweet dat die meester is klaar aan tafel. Maar as die meester kom en hy staan op en hy vou sy napkin, sy servetjie so mooi en hy sit op die tafel, dan weet die dienaar dat die meester, die heer van die huis, is nog nie klaar, maar hy kom terug. Jy sien die kopdoek van Jesus was mooi netjies opgevou gewees. 'n bewys dat hy is nog nie klaar met jou en my nie. 'n teken dat hy weer gaan terugkom. Hy sal kom op die wolk. Ja, dit is seker. En jy weet wat? My oog, Lenet se oog, my ma se oog, my ouers se oog, julle oog, sal hom sien. Bewys van sy terugkom, 'n opgevoude kopdoek in die graf.
Broer en suster, ek praat met u vandag oor iets wat in my gees opgekom het. Ek dink wat baie belangrik is, tog, en u sal dit sien so deur die boodskap van die Here, is dat die wêreld is besig om, altyd besig om jou godsdienst te verander. Ek gesels in die week met nou dat ek luister, soveel van julle wat praat oor 'n mens met jou lig vir die werk laat skyn, met 'n ouer Australianer, ek wel 62 het hy gesê, is hy, en wat nog glad nie baie oud is nie, maar hy is ouer as ek, en ek gesels met hom, op 'n stadium kom die vraag of hy glo of nie. Hy sê ja, hy glo, hy gaan nou nie kerk toe of so nie, maar hy glo wel, en hy vertel so 'n bietjie, hy sê maar ek hou nie van kerk nie. En hy vertel vir my nou hoekom hy nie van die kerk hou nie. En dit gaan nou maar oor die Rooms-Katholieke kerk wat nou maar hier in Banbury is. Hierdie man het sy hele lewe lank hier gewoon en hy hou nie van kerk toe gaan nie. En die rede hoekom hy nie van kerk toe gaan hou nie, is oor die manier hoe hulle kerk hou. En ek weet nou nie oor die Rooms-Katholieke kerk nie, ek was nog nie daar gewees nie, maar hy sê dat hy geniet dit nie. En ons gesels so 'n bietjie en ek sê vir hom, weet jy dat die Rooms-Katholieke is nie Israeliete nie, hulle is ook nie Jode nie. Inteendeel, hulle die kerk, daai ou is gelukkig, hulle die kerk gesteel en die regte manier van aanbidding nie nagevolg nie. As jy vat die eerste gemeente wat in Jerusalem ontstaan het en dit wat Paulus as die sending reisiger daar in Rome en in al die
al die eilande die gemeentes gebou het, die gemeente van Korinthe gebou het, dan was dit 'n ander bediening. Die Bybel sê dat almal het met eenvoud saamgelewe, van huis tot huis brood gebreek en met dankbaarheid en eenvoud God geloof en prys. Daar was geen genoem van goue kruise, wit rokke, krone, stawwe, bokkoppe en boktekens en al die dinge, soos wat in die Rooms-Katolieke Kerk en mens vandag bevind nie. So met ander woorde, alles wat die Here skape, soos 'n babietjie wat hy net laat gebore word en skape pragtige getuienis van die teen die abortus, dis pragtig. Wanneer 'n kind gebore word, is hy skoon en nuut. Wanneer die kerk gebore was hy skoon en nuut en opreg, vol van die krag van die Heilige Gees. Maar deur die jare het die mens dit verander na 'n dooie gebou waar daar nie veel in gebeur nie. Daar gaan niemand vandag uit die reis toe laat opstaan by die meeste kerke nie. En die verskil kom maar by die mens. Dit kom nie by God nie, stem nie saam. Die Here verander ons nooit nie. Maar mense moet altyd bly terugkeer na back to basics. Back to basics, back to basics, back to basics. En dit is die geval wat ons nou vandag het met hierdie naweek, met die Passover. As jy nou vandag, gister is daar, as jy vandag kyk na hierdie naweek wat nou die agenda is in Australië, everybody you know, when you see them, they tell you Happy Easter. Happy Easter. There was a little young fella, Walter, and we were digging holes, preparing for concrete, and Paulie was mixing the concrete, and there was this young fella, he normally runs around without clothes on, from when he was a baby. Now at least he's got clothes on. Walter says, oh, look, he's got clothes on there. Was so klein chocolate, hy speel altyd daar in die son. En nou gesels ons met hom, dis nou bier is het, en hy staan en hy kan nie dra. Why are you digging a hole? En dan staan ek in die gat, want dit is nou 'n meter diep gat, en skep jy 'n bietjie sand uit. En what if you get stuck in there? Well, how's your day going? I'm looking for my Easter eggs. Yeah. Easter eggs is somewhere and he has to find them. En dan kyk die kind so en ek dink, Here, hoe wonderlik sou dit nie gewees het as hy sy mondjie oopgemaak het vanoggend en gesê, this is not Easter. Jesus died for me on the cross. En ek dink die feit dat ons kinders die voorreg het om Jesus te ken, dis al klaar so 'n groot voordeel. And that is the difference. The devil will take something and totally change it. So it will become a complete change and you will not even recognize Christ in Easter anymore. The correct name is Passover because one dark night in all Egypt. It was spiritually dark, but it was not dark. It was a full moon. And the death angel went past. And if the blood of a perfect lamb taken from the field was not on the doorpost and the two side posts, then the angel would go in and take the life of the firstborn. And the Lord said to the Israelites, if you comply and you do what I tell you to do, and stay in the house, when I see the blood, I will pass over you. This is called Passover. En vandag keer ons net so 'n bietjie terug na die waarheid toe. Daarom dan, ek lees vir julle in Hebreërs 12, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het. Ek wil hê dat u dadelik met die intree, ek gaan bietjie lees, bietjie verduidelik, intree van hierdie boodskap, bewus raak van die wolk van getuies wat die apostel Paulus hiervan praat. In Engels, it says the following, therefore,
Because you have a great cloud of witnesses. It is impersonating someone. You have a great cloud of witnesses encompassing you. Jy het 'n groot wolk van getuienis. Die Engels sê encompass, 'n kompas, 'n rigtingwyser het noordoos, oos, en hy het in al die rigtings baie grade, 360 grade. Die woord van die Here sê, in alle rigtings, in all directions around you, like a compass, the witnesses of God, die getuienisse van die Here, die getuies is reg rondom jou. As jy so in die rondte draai, oral om jou, geestelik, is getuies van die Here. Kan jy hulle sien? Ja, kyk gou na die mense langs jou. Daar is 'n getuie. Sê een gou vir die ander, ek is 'n getuie dat Jesus Christus red. Sê vir jou lewensmaat. Ek is 'n getuie vandag, 'n lewende getuie, dat Golgotha se liefde was genoeg vir my. Hy verander ons elke dag. Daarom, terwyl jy vandag, terwyl jy hier sit, so 'n groot wolk van getuies rondom jou het. While you are sitting here today, you've got a great cloud of witnesses encompassing you. Maar nie net hier nie. Want hoekom word die woord wolke gebruik? Why is the word clouds mentioned? It is because the Bible says that those that accept Jesus Christ and as the Spirit of the living God in them shall live even though they pass away. En dit is die geestelike wêreld wat ons na verwys hierbo in die lig. En dis wat die apostel Paulus hier skryf. Daar is wolke bo jou. 'n Wolk soos 'n wolk wat om jou is. In alle rigtings, in al die 360 grade, is daar wolke van getuies. Nie net getuienisse nie, maar van getuies rondom jou. The other day I spoke to someone and I understood a bit of the pressing part if you do not believe in the resurrection power of Jesus. I had a chat to this person and he said to me, I get angry if someone tells me that some of my family that have passed away sees me. That's what the person said. And then he quoted scripture. The person quoted scripture, which is in Ecclesiastes, Prediker, that the dead has no relation to the living. Which was true in some way or form. Dat in die doderyk die lewende en die dood geen gemeenskap het nie. As 'n mens sou glo dat jy hierdie aarde sou verlaat en in die hemel nie 'n naam het nie, geen betekenis het nie, geen herinnering het nie, sal dit 'n baie depressiewe manier wees om te gaan. Stem jy saam? Ek kan myself nie indink hoe dat 'n mens jou kan afsny van die wolk van getuies wat rondom jou is. Die woord van die Here sê vir ons in die gelykenis dat toe die ryk man sterwe en Lazarus in sy poort gesit het, is die ryk man weggedra, nie deur die engele van die Here nie, warm plek toe.
Dit gaan nie oor die ryk of die arm nie. As ryk mense wat God geseën het en wat baie gee, the person was not following God. He didn't live a God-fearing life. The rich man, the Bible just uses an example here. It's not about being rich or poor. Ek tog nie so dink nie. Die Here seën vir jou om ook vir ander te gee, stem jy saam? En hierdie man maar hy het nie God gedien nie. Maar Lazarus wat in sy poort gesit het wakker geword aan die boesem van Abraham. En hy het gepraat. En die ryk man wat warm geword het en gesê het, ek ly smarte in die vlam, kan iemand tog nie net 'n boodskapper stuur na my broers nie, om hulle te waarsku. Of kan hulle nie net vir Moses stuur nie. Daar was 'n gesprek in die doderyk, en Jesus sê, dat tussen die goeie mense en die wat God gedien het, maar onthou, hulle sondes kon net versoen word. Dit kon nie vergewe word nie. Dawid, Abraham, Isak, Jakob, was aan die kloof, daar was 'n kloof, Jesus sê, daar was 'n diep, diep kloof gewees, in die doderyk, tussen die gelowiges, en tussen die wat God glad nie wou ken. Tussen ons en julle, sê die Bybel, is daar 'n diep kloof. En daai plek is tot vandag toe. Ja, waar is dit? Die Here weet. En die goeie mense se sondes kon versoen word deur die priester wat gekom het en die sondebok geneem het, en hy het die laste en die sondes van die volk fisies gemanifesteer in die priester eenmal 'n jaar, en hy het die sonde op daai bok gelê. En dan het daai bok of veedier in die woestyn ingehardloop, en die wilde diere het hom verskeer. En jy ken die verhaal dat hulle 'n skarlaken, of dat hulle 'n pers lint om die bok sy nek gebind het, wat purper, né? Daai purper, daai skulpies wat hulle in Israel optel, so klein, en dan maak hulle dit fyn, dan kom jy die perskleur daar uit, baie duur, jy moet soveel skulpies by mekaar maak, slakkies, om daai kleur te kry, en dan hierdie sondebok, wat hulle daar, het 'n pers strikkie omgehad, en dan, as die priester dit doen, dan deur die krag van God, doen die Here wonderwerk, en daai persgevlekte stuk lap word spierwit. Dit beteken dat die Here die offer aanvaar. Maar die bloed, daar moet nog steeds bloed gestort word vir ons vergifnis. En voor Jesus gesterf het, was die mense, die goeie mense, ook in die doderyk. Die Bybel sê vir ons dit. Jesus Christus sê, en hy vertel die gelykenis van Abraham wat in die doderyk was, die boesem van Abraham. Maar Abraham was dan God se vriend. Ja, maar Abraham was nie in vlamme nie. Die Bybel sê nee, daar was 'n kloof tussen Abraham en die kinders van die Here. Lazarus was ook daar, dan was daar 'n kloof, en hulle kon die ander kant sien waar daar smarte was, soos 'n voorportaal van die hel. Pain, flames. It was called the death dungeon. Some call it the abyss, die afgrond. En die Here Jesus praat hierso met ons, dat ons 'n groot wolk van getuies rondom ons het, en dit is waarna hy verwys. Die getuies wat die getuienis dra, is geeste. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê, en die sonde wat ons so maklik omring, en laat ons met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die apostel Paulus sê hier vir ons, dat jy het baie mense rondom jou, getuies. Jy het vandag hier wat nog in die lewe is, jy het vir my, ek het vir jou. Ons kan mekaar aanmoedig, stem jy saam.
Ons het getuies rondom ons. You've got witnesses around you today, physically here. But then you've got also those that passed away, whose bodies died, but the spirit of man can never, ever die. Do you understand it? The Bible says, Jesus said to them, when they talked to Abraham that he corrected the Pharisees and he said, verily I'm saying unto you now, Abraham was not, but he is. When the Lord says he is, it means that he is. He was alive. Yes, he was still down in the death dungeon under no pain, but he could not be set free because the simple fact was that the sins of Abraham, he was a good man, but his sins could only be covered, but not yet forgiven. Because a simple lamb was not good enough. It needed the Son of God to pay for those sins, for Christ to be able to take the keys from Satan and say, thank you very much. I'm taking my children home now. Jy het 'n groot wolk van getuies rondom jou. Hulle sit hier. Hulle sit daar buite. Jou vriende wat kinders van die Here is. Dan het jy ook die kinders van God wat gesterwe het in Christus Jesus. Want hy wat in Christus Jesus sterwe, sal lewe al het hy gesterwe, sê die skrif. Jy het hulle almal rondom jou. Praat jy met hulle? Nee. Want die Here sê dat jy mag nie die gees van afgestorwenes oproep nie. Kan jy dit doen? Is dit moontlik? Ja. Onthou vir die heks van Endor wat Samuel laat opkom het op die versoek van Saul. You can raise spirits from the dead. It just tells you they're not dead. Are they demons? Was Samuel a demon that came up? No. Why? Because the light has no mixture with the darkness. Samuel was 'n profeet van die Here en hy het daar gestaan en hy het vir Saul gesê, hoekom verontrus jy my? Why do you bother me? And then Samuel said to him, by the way, tomorrow you will be in the dungeon where I am. On what side of the dungeon, the Bible doesn't tell us. Maybe in the last 5 minutes of Saul's life, God gave him grace, we don't know. Maar die feit dat daar 'n geestelike lewe is, en geestelike wolk om jou is, it means it's up in the air. Thank God we're not down there anymore. The Lord God didn't say that you've got a cloud of witnesses for nothing. Die Here het nie dit verniet gesê nie. Anders sou hy gesê, jy het onder die aarde 'n kring van getuienis, maar hy het gesê, jy het 'n wolk van getuienis daarbo om jou prys die Here se naam. Hy sal kom op die wolke, ja, dis seker. En die woord van die Here sê, ons sal saam met hom op die wolke wees by die slag van Armageddon. Laat ons nou, terwyl jy mense om jou het, op hierdie aarde en in die paradys, laat ons nou volhard die wedloop wat voor ons lê. Volhard die wedloop. Die Afrikaans sê, ons stap die wedloop. Dis lekker om te stap. Dis lekker vir my om saam met jou hierdie pad te stap. Dis vir my lekker. Ek geniet dit. Om familie te hê. Geestelike familie. Weet jy, ek geniet dit. Dis vir my lekker. Ek geniet hierdie bediening. Van Christus Jesus. Van die Heilige Gees. Ons stap elke dag. Ons stap 'n pad. Jy stap 'n pad by die werk. Jy word geoefen. Jy word getoets. Want God kyk wat in jou is. Omdat jy individueel moet kwalifiseer, kan ek dit nie vir jou doen nie. Maar ons stap hierdie pad, en dit is lekker om hierdie pad te stap. Hulle stap 'n pad. Hulle stap 'n pad, maar jy is nie alleen vandag nie. Die Bybel sê, ek stap 'n pad, maar jy is nie alleen nie.
want hier's mense om jou. You are encompassed, soos wat 'n kompas is in alle rigtings as kinders van die Here. Maar as jy opkyk, is daar ook 'n wolk van getuienis om jou. Dit is 'n wedloop. Dit is 'n loop, maar dit is 'n wedloop. Die verskil tussen net stap in 'n parkie en 'n wedloop is dat jy moet iewers uitkom. The difference between just walking somewhere pointless and actually taking part in a contest, in a race, is that you've got a start point, is the day when you give your life anew to Jesus Christ and you are baptized in water and in a new spirit, the Holy Spirit. And the old life has been laid aside and you start your life. That's when you start your race. But you have to finish it. Laat ons nou elke las aflê. Let us lay down every burden. Why does the Bible say this? Because when you are walking in a race, you don't want to have weights on you. It will hold you down. As jy loop, het jy al gesien die mense wat so stap, dan wil jy nie onnodig gewig dra nie. Jy dra ligte klere, jy dra lekker stapskoene. Jy wil nie laste saam met jou dra op pad Kanaan toe. Die Here praat met ons vanmôre, my broer en my suster. Ons is gelukkig om mekaar te hê. Ons is nog meer gelukkig om die geestelike wêreld se ondersteuning te hê. Maar die Heilige Gees sê, moenie laat Paasfees vir jou 'n ekstra las wees. We often forget that the one who died on the cross, and this is what the Holy Spirit revealed to me. If you think Jesus Christ died for you on the cross of Calvary with a half-hearted heart, with a feeling of, I don't want to do this. Yes, there was pain, there was anguish. Dit was swaar geweest. Maar weet u dat die leidsman, die Bybel praat hier, die leidsman is die volëinder van jou wedloop. 'n Wedloop loop jy. En jy loop van punt A na punt B. Maar jy het iemand sê, Jesus Christus sê hier in Hebreërs, wat 'n leidsman is. Hy vat jou by jou hand, elke tree van hierdie pad wat jy loop. En hy stap saam met jou, elke dag as jy by jou werk instap, elke dag as jy teekanting kry, stap hy saam met jou. Hy is die volëinder van jou geloof, sê hy hier in Hebreërs. Maar Jesus Christus is ook die volmaakte seun van God, stem jy saam? Amen. Weet jy, hy is die voorbeeld van die vrug van die Gees, stem jy saam? Onthou het Stefanus wat gesterf het, die eerste martelaar vir Christus. The first guy that laid down his life for this gospel did it. They stoned him, but he was smiling. And then his face was shining. They could not understand how someone that be a martyr for Christ could smile and have a shining glory of God on his face. And he said, "Oh Lord, forgive them. Here is my spirit." Here he says it, "Take my spirit." Dit wat Jesus gesê het, jy vra, ek gee vir my die Gees. Hier is nog 'n Gees in die wolk van getuienis. He did it with a smile. Now I'm asking you. And the Lord said to me, "Tell my children, I died for them with gladness in my heart." Because the world will portray someone to you. Yes, it was painful. Of course it was. He was crucified. Maar as jy gedink het, hy teëgestrip en gesê, ek wil dit nie doen nie, ek is nie lus om dit te doen nie. Nee. Hy het hierdie pad gestap vir jou. En ek lees dit vir jou graag. Terwyl jy hierdie wedloop loop, Hebreërs 12 vers 2, hou jou oog, terwyl jy stap, tree vir tree,
terwyl jy die hand van Jesus hou in hierdie lewe. Hierdie wedloop stap. Hou jou oog op Jesus Christus, sê hy. Gefestig. English says that you should steadfast look, it depends on what translation you read, to Jesus Christ. Have your eyes fixed on Him in front of you. Hou rigting vorentoe. O, broer en suster, daar's niks in soos hierdie tyd. Nou, terwyl die oorlog aan die gang is, nou is dit die tyd waar die maagde aan die slaap gaan word. Die helfte gaan wakker bly, maar die helfte gaan aan die slaap raak. Hou jou oog gefestig op Jesus Christus. Net Jesus en jy kan in hierdie wedloop bly. Take the hand of the Master. He will lead you through. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder. Jy moet volëinder van jou geloof. Hoor nou vers wat sê hy. Wat Jesus, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra. Daar was vreugde. Sê die woord van God hier. There was gladness and joy of Jesus that gave him the strength to walk the Via Dolorosa. Daar was vreugde. En weet jy, dit het met my gepraat. So dink ek, Here, wat 'n vreugde. As Stefanus geglimlag het voor hy gesterf het. En hy was 'n diensknegt van die meester. Hoe dink julle was Jesus se gees? Dink jy dat die eienaar van die vrug van die gees, wat liefde, vrede, blydskap is, het met 'n treurige hart vir jou gekruisig? Nee. Die Bybel sê hierso, Paulus trek nie die gordyn so weg en hy sê dat die volëinder van jou geloof, Jesus Christus, het vir die vreugde wat vir hom voorgehou is, as ek daar staan, voor by die wenpaal, en ek hou 'n bordjie op, as ek nou voor jou sou sterf, ek kan niks sê nie, die dooies praat nie, die wat gesterf het, praat nie met ons vandag, but they are alive. God doesn't allow them to speak to us. Sometimes He does send them in dreams, but they do. But they hold up a sign, they are a witness here. Die wolk van getuienis, the witnesses, they hold up a sign. Hou weer hou. Kom aan. Loop. As ek voor jou sou sterwe, dan gaan ek daarop skryf, Reine, stap, don't stop, op het daar. Keep walking. Vir die vreugde wat hom voorgehou is. Daar was iets wat vir Jesus voorgehou was aan die einde van die kruis. Na sy lewe het die Vader vir hom iets voorgehou. En weet jy wat het hy vir hom voorgehou? As jou siel 'n skuldoffer sou aanbied. When your soul will offer a guilt offering, the Father said, you will receive your children. As jou siel 'n skuldoffer aanbied, sal jy 'n nakroos sien. Jy gaan jou kinders sien. Watter kinders? Almal van hulle. Watter kinders? En sien, toe Jesus die Via Dolorosa gestap het, die voetstappe na Golgotha, was daar onder in die doodryk Abraham, Isak, Jakob, sy grootoupa Dawid, almal. They could hear something was happening. And they heard when the demons in hell left. The Bible says in Isaiah and in Psalm 22, you can go and read it at home. Psalm 22 is called the Messianic Psalm. Net voor die Here sy herre. Psalm 23.
kan jy lees van die Messiaanse Psalm. Wat Dawid, wat op daardie stadium in die doderyk was, skryf van die kruisiging van Christus. Hy skryf alles. Hy skryf tot van die hande en voete wat deurboor word. En dan skryf Dawid Christus se oupa grootjie in die gees. Hy skryf, hy sê, I'm hanging on the cross and they made holes through my feet and my hands and I feel anxious. En hy sê, want die sterkes van Basan beteken die demone het gekom and they are encircling me. They are like buffaloes, like lions, and they mock me and they want to tear my flesh. That is what Jesus felt. But it doesn't mean he didn't die for you with joy. Because he knew, if I push through, as ek net aanloop tot aan die einde van die wedloop, dan dit wat die Vader vir my voorgehou het, gaan ek kry. Die prys wat Jesus voorgestap het, is ek nie. Maar nie net die prys van hulle wat gelewe het nie, maar ook die prys van hulle wat gesterf het, verstaan? Ek lees dit vir u graag, dan in die woord van die Here. Ek het nou my kaartjie, het nou hier uitgeval. Ek hoop ek gaan dit vinnig weer kry. Volhard in die geloof. Maar ek kan dit wel vir die kwartier, so sal dit ook wees, wanneer daar nie meer 'n Bybel sal wees nie, is dat jy die woord van die Here moet ken. Goeie Vrydag is mooi, maar goeie Woensdag was beter. Toe Jesus gesterf het, was daar 2 hoë Sabbate in 1 week. Dit is 'n baie rare jaar gewees. Amper soos 'n skrikkeljaar. And there were 2 Sabbaths in 1 week. The one was called the High Sabbath. The Bible tells you that. Jesus Christus sê, en die Seun van die mens sal 3 dae in die hart van die aarde wees. 3. Vrydag, Saterdag, Sondag, dis nie genoeg nie. Maar daarom was dit daardie jaar gewees, op die Woensdag, op die hoë Sabbat. Daar was 2 Sabbate daai week deur Jesus gekruisig op die Woensdag. Hy het gesterf. Hy het hierdie pad vir jou met vreugde gestap. 3 dae was hy in die hart van die aarde. En soos wat hy gesê het, op die eerste dag van die week, vroeg in die môre, toe Maria by die graf kom, toe vind sy die steen weggerol. En sy vind die doek daar. Wat het gebeur in daardie 3 dae? Die Bybel sê vir ons dit pragtig. Ek het dit nou net my merk verloor. Paulus sê, julle sê hy het opgevaar. Maar as hy wat opgevaar het, het hy nie eers neergedaal. En hy sê hy het opgevaar saam met sy kinders. In English, he took the captives free. The prize that was held up for Jesus to keep pushing through with victory in his heart. The thing that made him feel victory, gladness and joy,
while he was crucified is he knew the price. En Paulus skrywe dat toe die Here in die hart van die aarde was, het hy gegaan en hy gebruik die woorde en hy sê en hy die gevangenes wat gevange was, hulle was gevange. Waarom? Want daar was nie 'n prys wat, mami speel vir ons asseblief, daar was nie 'n prys wat die sonde kon uitdelg nie. Dit kon het versoen, maar dit kon het nie wegneem. He took the captives and he set them free. En dit is wat die Here gaan doen het. Hy het daai hele getuienis data bank, the whole spiritual witnesses data bank that was down in the death dungeon. He went to take it because he had the key, because he paid the price. En toe het hy hulle gevat en hy het hulle weggevoer. He took them from the bottom and he raised them up. And now he says, now there's a cloud encircling. My people are down to no more. 'n pragtige voorbeeld hiervan. Abraham wat in die doderyk was, volgens Jesus. Toe Lazarus nou sterwe en hy kom in die boesem van Abraham in die doderyk. Na Jesus Christus se opstanding uit die dode, toe verskyn hy aan sy disippels. En Petrus sê, dis so lekker hier, kan ons nie maar hitte maak nie. Dis ons lekker in die teenwoordigheid van die Here. Dis lekker om saam met jou hierdie pad te stap. En toe verskyn daar, hoor dit, aan die Here, Moses en Elia. Elia kan ek verstaan, hy het nooit gesterf. Hy is met 'n waanperde van vuur lewendig die hemel in. Maar Moses het gesterf. Dit beteken dat Moses was ook in die doderyk voor die kruisiging van Christus, stem jy saam? Maar hier vind ons hom nie meer daar nie. Maar hy is saam met Jesus. En dit is die bewys dat hierdie getuienis van Christus waar is. Dat hy ons wegvoer om vir ewig by hom te wees. Wat die hemel is, wat dit behels, weet ek nie. Dis nie dat Prediker leuns gepraat het nie. Prediker is geskryf, hy was reg, daar was geen verbintenis met die dood en die lewe nie, want hulle was nog gevange geneem. Dis nie, it's not like the Bible contradicts itself. You have to remember the timing. At the time when Ecclesiastes was written, Christ hasn't died yet, and Abraham and Moses was in the dungeon, not being tortured on the good side. But after his resurrection, he went down, en die seun van die mens sal 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees, en Paulus skrywe, en hy die sleutels van die dood en die doderyk. Hy sê dit in Openbaring, sê Jesus, ek het die sleutels van die dood en die dood. He took it, because he was the Lamb worthy enough, and he unlocked the gates of hell, and he took the captives free, those that believed in him. Why? Because now he paid the price for their sins. I don't think there was one demon in hell when he walked in. He just took his people. He took his prize. Die prys wat vir hom opgehou was. En dit is hoekom Jesus met vreugde, die Bybel sê dit in Hebreërs 12, hy het met vreugde volhard oor dit wat vir hom voorgehou is. Ja. En dit is vir jou. Hy het hierdie pad gestap met vreugde vir jou, want hy wou sy kinders red. Moet dit nooit vergeet. Er is kosbaar in die oë van die Here. Dit is wat
Passover beteken. He died for you. It's not about hunting for a chocolate egg, even though it would be nice and I like chocolate. It's about Him that paid for you. And while you are sitting here today, you might feel, Lord, that I am not ready. Jy mag voel, Here, as U nou sal terugkom, sal ek saamgaan. Maar waarom vra jy nie dan net vandag vir die Here om vir jou te vergewe? This service is always also about forgiveness. Why don't you now ask the Lord to forgive you? I gave you a message about a man called Jesus that can forgive and pay your sins and make you free. So you too can travel your road and your way with joy. When the Son sets you free, you will be free indeed, the Bible says. When we are doing communion this morning, I encourage you to say, Lord, when you take the bit of matsu and the bit of grape juice, you take it and say as a reflection, Lord, please forgive me. Vergeef my. Wat ek weer op hierdie dag, 5 April, weer sal skoon begin. Dat ek 'n nuwe wedloop met U begin. Start the race anew. Stop, look around you and say, Lord, now take my hand. Ek stap nou van vandag af saam met U verder. Ek wil net vra dat 'n paar broers my sal kom help by die tafel. Hans, Hans, Steve, Leonard.